Sodat ons gered kan word. Sê ons vanmôre dat ons werklik waar hierdie lydensweek vanaf eintlik die dag gaan afstel. Soos ons die heilige nagmaal gee, dit is eintlik 'n vreugdefees dat Jesus aan die kruis vir jou ons sondes kom sterf. Ons gaan vanmôre die Jesus kers aansteek en dan sê ons weer eens baie welkom vanmôre aan elkeen van julle. Lig van Jesus Christus in ons lewens. Ons fokus is vanmôre in die lydensweek van Jesus Christus, die 6de een. Vanmôre is baie vroeg, 4:05, het die man gespraat oor al die blessings, die seëninge wat ons uit God se hand ontvang. Dis vanmôre die genade wat ek en jy vanmôre hier het. Ons kan net so gou vanmôre daar in die hospitaal gelê, die afbeen of afarm of dood. Maar deur die genade van Jesus Christus is ons vanmôre hier in sy huis. En hy stuur ons vanmôre hierna toe met 'n opdrag. Gaan en verkondig die evangelie. Ons gaan net daarby uitkom. Ons fokus is vanmôre, die woord het mens geword. En onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. En jy kan dit gaan lees in Johannes 1:14. En ons groet mekaar vanmôre met die woorde van Jesus Christus. Hy sê, in Matteus 10 sê Jesus vir die disippels, nog 4 maande, dan is die oes daar. Maar ek sê vir julle, kyk, die lande is ryk. Kyk na Sitbou is ryk vir die oes. En ek en jy moet daardie oes van God se koninkryk kom insamel. Hulle is ryk vir die oes, sê Jesus, 'n opdrag aan die disippels. En ook vanmôre 'n opdrag aan my en jou hier in Port Elizabeth om die evangelie aan alle mense te gaan verkondig wat in die woord van die Here kom staan.
Ons Hemelse Vader, ja, ons het vanmôre gekom met 'n afwagting om te kan kom hoor. Wat wil U hê, wat moet ons doen om U koninkryk te kan uitleef, te kan uitbou hier in Port Elizabeth? As ons kyk hoe teen mekaar is die wêreld, Here, al die dinge steek aan mekaar in die oorloë, die hongersnood, die petrol, Here, ag, die kwai vriende, ag, al die dinge wat in U woord opgeteken is op die tafel. En ons, die mense, so baie van ons wil dit nie erken, ons wil dit nie raak sien, dat ons moet gereed maak, maar die tyd raak min, wanneer U in al die krag en heerlikheid na hierdie wêreld sal terugkeer, soos wat U beloof het. Ek kom terug, want U is gegaan om vir ons 'n plek te berei, sodat ons die ewige lewe kan hê. Dankie ook vir elkeen wat vanmôre hier is, en Here, lei ons, en laat hierdie dag 'n geseënde dag sal wees tot eer van U naam. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou liedjies tot eer van die Here sing. Toe Paulus en Silas in die tronk gewees, en hulle voete was in 'n blok vasgemaak, het hulle lofliedere tot God gesing. En hulle het gebid. En die Here, die Here het so 'n groot applaus vir hulle gegee, dat hy die fondamente van die tronk geskit het. Dit is hoe God ons het, wat ons in ons sal hom tot eer van sy naam sing.
Hoeveel kinders is hier vanmorgen? Dat die allemaal het gesê, jy ook in haar hart te gaan? Is jy al weg? Ok. Ons het nou net gesing. En weet jy wat? Hoe kry jy mens 'n lang distansie korter? As jy van A ry na punt B. Toe ons motorfiets gery het ons van punt A na punt B gery. En hier wat ek het nou aan moet is gesing tot eer van die Here wat ons nou net so pas gesing. En as jy hom kry, dan is die ons klaar. Dan is die einde. Ons thema is vanmorgen wat ons gaan oor praat is God verheef sy seun om ons almal te kan red. Hy het sy seun gegee om aan die kruis op Golgotha te sterf, sodat ek en jy die hele wêreld gered kan word, as ons hom aanneem as verlosser en salig maak. En ons gaan vanmorgen lees in die woord van die Here uit Johannes 8, wat vir ons sê, daar vanaf vers 21 af. Verder het Jesus vir hulle gesê, ek gaan weg, en julle sal my soek, maar julle sal in sonde sterwe. Want ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Die Jode het toe gesê, gaan hy dalk self oorpleeg, dat hy sê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Toe sê hy vir hulle, julle is van hieronder, ek is van daar bo. Julle behoort tot hierdie wêreld, ek behoort tot hierdie wêreld nie. Daarom het ek vir julle gesê, as julle in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Hulle vra hom toe, wie is jy? Jesus het julle geantwoord, waarom praat ek eintlik nog met julle? Ek ken baie dinge oor julle sê, en oordeel oor julle uitspreek, maar hy wat my gestuur het is geloofwaardig, en net wat hy by my gehoor het. Ek sê vir die wêreld, hy het nie begryp dat hy van hulle van die Vader gepraat het nie. Daarom sê Jesus vir hulle, eers wanneer jy die seun van die mens verhoog, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het.
Hy wat my gestuur het is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. Terwyl hy hierdie dinge gesê het, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. Dis wat Jezus vir die mense en vir die disciples gesê het. Toe Jezus op aarde gewees het hy die mense geleer, maar nie verstaan. Hulle was soos 'n stukse donkie gewees. Hulle wil net nie verstaan wat Jezus vir hulle geleer het. Met hulle was heeltyd in die woord gestryd met Jezus gewikkel. As Jezus vir hulle so sê, dan het hulle so gesê, hulle was in die woord gestryd gewikkel. Of althans, hulle het nie gesnap wat Jezus vir hulle sê. Maar in die tyd wat Jezus plus minus 33 jaar mens gewees het hier op aarde, het Jezus nooit mismoedig geword vir daardie mense. Hoeveel keer het jy al in jou lewe mismoedig geword? Jy praat en praat en praat met iemand oor die Here Jesus Christus, hy wil nie luister wat jy vir hom sê. Hy gaan maar net voort in sy eie krag, jy raak mismoedig. Jesus het nooit mismoedig geword. Nooit nie. Want Jesus ken die mens, want hy is ook God, hy het self die mens gemaak. Soos hy vandag ons ken. Jesus ken jou vandag deur en deur nog beter as wat jy jou vanmôre self ken. As jy jou eie in jou sak het en jy kyk na die eie en jy sien jou, Jesus ken jou beter as wat jy na jou eie ken. Want die Psalm 139 lees ons dat Jesus is die alwetende. Hy is die alwetende God. Hy weet alles, hy kyk deur jou. Jesus sê vir sy disciples, dat daar 'n dag sal kom, dat hulle dit wel sal verstaan. Want Jesus is vir die aarde verlaat, hy sê, ek gaan vir jou 'n plek berei, en dan kom ek terug. En ons lewe nou in daardie tyd, met afwagting dat Jesus sal terugkeer na die aarde. As ons die woord lees en ons sien al die dinge wat besig is om te gebeur in die wêreld heen. Ek het mense al ontmoet hierdie afgelope week wat bang raak. Hulle weet nie wat aangaan. En die Here Jesus sê, as hy die tyd kan verkort nie, sal niemand tot bekeer nie, sal niemand by hom uitkom. Hy het die tyd verkort, want hy gaan ons kom haal, sy kinders. Jesus sê die dag as hy verhoog word, dan sal die mense uitvind, hulle sal dan snap, dat hy werklik self God is. Jesus verhooging geleentheid word deurgangs in Johannes Evangelie voorgegaan. Jy kan dit nog gelees, broer en suster, in Johannes. Nie sy vernedering nie. Jesus daar nie kruis vir my en jou gehang. Hoe sy verneder, hoe die eerste soldaat tot bekering gekom, hy is werklik die seun van God gewees. Hoe het Jesus geslaan en die ander vir 'n vrou gesê, nie een van ons slim mense hier op aarde kan dit indink in jou brein, die pyn, die smart, die lyding wat Jesus vir jou deur aan die kruis. Wie het dit vasgespijker aan die kruis? Lees in Johannes 3, praat Jesus met Nicodemus. Hy sê met Nicodemus dat hy aan die paal sal verhoog word tot redding vir die wêreld. Vir almal. Johannes 3 vers 15 sê, elkeen sal die ewige lewe hê wat in Jesus glo. As jy nog nie by die kruis uitgekom het, die bowe sit om jy vandag 'n plan maak en jy moet by die kruis uitkom. Die kruis wat Jesus vir ons sonde gestel. Ek was daar by my en daar so 'n klipkoppie daar, wat 'n groot kruis is op het. Hoe die mense daar in die nag gegaan het, 24 hours, dag en nag, hoe die Here Jesus gaan aanneem daar by die kruis. As jy lees van Moses het hy self hoog daar in Egypte, in die woestyn, tot redding
vir die volk Israel. Volgens Johannes het Jesus al 'n paar keer dat hy al deurschemer na sy groot dag. Die dag wat hy genoem sal wees na hierdie wêreld terug. Wat hy gesê het, sy uur het nog nie gekom nie. Sy uur het nog nie gekom nie. Daar by die troue in Kana, toe hy die water in wyn gemaak het, het hy vir sy moeder gesê, vir Maria, dat sy tyd het nog nie gekom hier op aarde. Maar Jesus het al die tyd, elke minuut, elke uur, elke datum met Jesus geweet van sy kruising en wat vir hom voorlê. En elke dag het die horlosie getik en getik, nader en nader aan sy kruis. Vir my en jou, vir die wêreld se sondes. Hy het vir sy moeder gesê, vers 4 van hoofstuk 2, jy kan dit gaan lees, wat Jesus vir sy moeder gesê het. Sy tyd het nog nie gekom nie. Lees in hoofstuk 7, vers 6 tot by vers 30, sê Jesus dieselfde woorde. Ja, sy tyd het nog nie gekom nie. Wanneer ons as mens voor Jesus se kruis kom staan, dan openbaar Jesus hom aan jou. Het jy al in jou lewe nie een keer gestaan by 'n kruis? Hier's 'n kruisie buite by die kerk. Hier's waar jy dra 'n kruis om jou nek. Met vrou het 'n kruis in die sleutel. Jy vat daai kruis en jy kyk na daai kruis wat Jesus vir jou gedoen het. God het hom aan Moses geopenbaar. En so Moses sê, ek is wat ek is. Dis hoeveel plek in die Bybel opgeteken. Ek is wat ek is. Johannes 28. Exodus 3 vers 14 sê vir Moses, ek is wat ek is. Dan het die Here Jesus vir hom gesê, trek jou skoene uit, maar die grond waarop jy staan is heilig. Trek uit jou skoene. Maar die bramboos wou nie uitplanteer, Moses was nuuskierig geweest. Maar God het hom aan hom geopenbaar. As jy lees daar in die skeer, het Jesus God vir Moses in die skeer gesit, en as hy verbygekom het, is sy hand oor, gesit en daar skade hier oor, dat Jesus net van God net agter gesien. As jy baie mense wat nie die woord van die Here lees nie, en weet nie wat daarin staan, vra jy 'n vraag oor die Here, dan weet jy. Ons moet ernstig 'n punt daarvan maak, ons die evangelie van God gaan lees. Maar die tyd, die eeuwigheid is besig om leeg te hardloop in die wêreld, broers en susters. Die eeuwigheid is besig om leeg te raak. Ek het vanmorgen gesê, doen nie met en sê van nee. Gaan jy sê ja, gaan jy eerste in. Maar ek is by Jesus, ek staan agter in die ry. Die alwetende is God, Psalm 139. Hierdie ander dominee wat ek gewees het, Johan, Rikus Botha, ek was daar nou present by hom gewees. Ek het daai Psalm 139 het ons gelees, die alwetende. God weet alles van jou af, jy kan niks vir God wegsteek nie. Maar so baie mense dink hulle verheim, is nie hulle ding onder die mat in. Maar die Here sê, dit bo op die takke sal het verkondig word. Die alwetende God. By die kruis leer die mense regtig vir Jesus ken. Maar Jesus het die volste prys betaal aan die kruis. Nie 'n stukkie of 'n halwe prys, die volle prys het hy vir my en vir jou vir die wêreld se sondes betaal. Die kruis is 'n plek van verskrikking, vernedering, smart en pyn. Dink nie jouself in die watse pyn het Jesus en mense wat daai tyd gekruisig gewees het deurgegaan. Lewend dat was 'n spyt. Johannes wil vir ons kom wys dat ons dit as 'n verhoogingsgeleentheid
vanmôre kan verstaan, die kruis, 'n verhoogingsgeleentheid. Maar daar by die kruis het die bordjies vir altyd verander. Toe Jesus daar die laaste asem uitgeblaas het. Maar Jesus is die almagtige, die lewende God. Hy het die dood oorwin. Hy het gesê, hy sal die tempel in 3 dae opbou en hy sal dit afbreek in 3 dae opbou. En hy het dit nie gesnap nie. Dit het nie geglo nie. Dus Jesus was 3 dae in die hart van die aarde. Op die 3de dag het hy opgestaan en hy leef vandag deur die Heilige Gees in jou hart. En dan so baie van ons, die mens wat God, Jesus nie wil erken, ons wil ons eie ding hier op aarde doen. Daar aan die kruis word mense bevry van hulle sonde. As jy werklik waar in die nood is, as jy siek is, ek het mense aan my lewe by 'n siekbed gekry, ek het mense se oë toegedruk, wat sterwe, en dan is hulle soekende na God. Hulle soek God, maar hulle weet, hulle tyd is klaar op aarde, dis uitgedien. Die eetglas is die laaste paar korreltjies wat in hom val. Ek het 'n man in die Joodse hospitaal besoek wat bene gehad het. Ek kan jou nie sê hoe was sy bene, sulke beentjies, want die prent wat gewees het, Pinocchio, so maag as daar die man. Uitgeteer. So het die mense daar in die Gaza uitgeteer van hongerte. Mense word daar bevry in die kruis. Hier gaan mense se oë op deur God se vreemde genade wat hy vir jou as mens hier op aarde. Jesus het geweet dat die kruis mense in sy oë eintlik sal oopmaak. Daar is die eerste oog het oopgegaan by die soldaat wat gesê het hy was waarlik die seun van God gewees. Daar by die kruis. Daar is die Ethiopiër wat met sy wagen gered om man te man. Hy het die Here Jesus aangeneem in Filippi. Hy het hom gedoop. En die Heilige Gees in Filippi is 300 kilometers weggevat. Die Gees van God. Die kan het gelees, hy sê die mense in Filippi is in afstof gekry, 300 kilometers van waar op die wagen ry. Dit is wat hy in Engels vir ons, wat ons in die tronk gesê vir die gevangenes, the power of God. Die krag wat God het, die onmoontlike by jou kan God moontlik doen. Mense was nooit onkan betrap deur mense se ongeloof vir Jesus. Maar Jesus ken die mens, hy het die mens gemaak. En hy was self mens hier op aarde gewees. In Lukas 20 vers 27 lees ons van Thomas. Thomas is 'n ongelowige. Hy het gesê glo nie as hy nie sy vinger in God se sy kan indruk. As hy nie kan sy eie sien spykerhande nie. En hy was nie daar die aand by mekaar nie. 'n paar dae na die disippels weer vergader en Thomas was saam met hulle. Toe kom Jesus in, die deure was gesluit, maar Jesus het ingekom. En Jesus sê vir hom Thomas, kyk hier. En wat het Thomas gesê? Hy sê my Here en my God. Het jy al by die kruis gekom en gesê my Here en my God? Soos Thomas se ongeloof. Dis waar broers en susters, en ons moet dit antwoord. Ek het die ander dag vir 'n man gesê, daar moet hy na so baie vra, maar daar is so min antwoorde. Wanneer 'n mens die dag jou geestelike dors by Jesus kom uit, en sê ek is die fontein van die lewe, daar waar hy gesê het, Jesus was ook moeg geraak. Ek het ander dag gister vir my vrou gesê, ons raak ook moeg, kom sit 'n bietjie. Jesus is mens, Jesus het ook moeg geraak, en toe sit hy by die put. En toe kom 'n vrou daar. En Jesus sê vir die vrou, waar, gaan roep jou man. Sy sê, ek het nie 'n man. En wat het Jesus nou gesê, jy het reg aan, jy maak het, jy hoef 'n man staan, die man kan jy nou weet op jou man. Dit is hoe God werk met mense. En dit is presies daar dieselfde God.
wat al die dinge daar wat in God se woord opgeteken is, ook vandag, in die jaar 2026 met my en jou op ons pad. Jesus omskep ons lewe tot 'n kanaal van lewende water. Hier by Gampies het ek gewerk. Daar is 'n groot wye kanaal wat omtrent 2 meter wyd is. As ek 'n duisluise optrek en hy kanaal se water kom af, dan maak hy 'n shower onder die berg. Ons het altyd van shower dan, ons het mekaar gewas, ons het 2 ouens gegaan. As die een shower en die ander ou wat, ons so anders is spoel water weer weg, die vors van die water wat daar afkom. Nou die krag van Jesus, wat lewende water vir jou sal gee, wat hy vir die vrou geskep. Hy gee ons die Heilige Gees as 'n geskenk aan ons almal. Die Heilige Gees, wat vir ons kom sê, hey, moenie dit doen, maak so. God se Gees, wat uitgestort is, op alle mense. Die Gees wat ons inskakel, by die kragbron van God. Want God is ons kragbron. Ons moet elke dag van God afhanklik wees. Jy kan nergens gaan of iets doen as jy nie afhanklik van God, ons is vanmorgen gebid. Vroeg, net na 5 ek en my vrou, dat die Here vir ons hierdie week, vandag op ons pad bewaar. Baie in ons ook gaan om wat ons doen. Nou dit sy goedkering sal werk. Maar daar is so baie duisende mense wat in die morgen net opstaan, hulle gryp en hulle gryp daar en hulle gaan werk. Vanaand vanself, ek sê ek is dankie. Ek het alles moet in my lewe ervaar. Hier in hierdie sitwoord, hierdie breinwoonstelle, ooral hierdie sitwoord, onder van die traffic department of tot daar die tablet, het ek met my voete geloop. En ek het gesien hoe mense lewe in huise. Alle mense ontvang jou met open arms. Hulle is so bly om 'n kind van die Here daar by hulle te hê, maar ander mense hou nie weer toe. Jy mag nie inkom dan. As ons die kruis reg staan om te sien, dat God sy seun hier verhoog het, om ons almal te red. Want ons was almal in put gewees van sonde. Maar God het sy seun Jesus gegee. En hy het die prys aan die kruis kom betaal vir my en jou. Dis die grootste geskenk wat ek en jy ooit op aarde gekry het. Ons het 1 jaar 'n Kersfees gehad by Gampies Ferry Hotel. En my kind het het al die pakkies en presente wat hulle net opgeskeer. Hy het net opgeskeer en die stak hy gegooi wat kyk is nie skierig van. Nou Jesus is die grootste geskenk vir jou en vir my kom gee. Sodat ek en jy gehoorsaam aan hom kan doen. Dis al wat God vir jou vra. Hy vra jy moet gehoorsaam wees my kind. Jy moet doen wat ek vir jou vra. Die Bybel is vol dinge wat jy kan doen. Vol. Maar die vraag is, lees ons dit? Lees ons dit? Dit is wat die Here vanmorgen vir jou en vir my kom sê. Ons hemelse Vader, ja. Ons het vanmorgen gehoor. Ons kan nie vanmorgen by hierdie deure uitgaan en sê ons het nie gehoor nie. Dat u stem vandag met ons gepraat het en gesê, my kind, waar is jy? Soos Here, daar in die tuin van Eden, vir Adam en Eva gevraagd, waar is jy? En hy het weggekryp, want hulle was vol sonde, hulle was ongehoorsaam aan nie. En ek wil vraag ook vanmorgen vir jou, my kind, waar is jy? Is jy nog op koers? Is jou kompas nog ingestel na my, saam met my? Kom vra ons vanmorgen, Here. Ons is hier oor die 20 jaar in hierdie gemeente gewees. En nou is ons weg hier. Maar u liefde was so groot. Die genade wat u vir ons elke dag vir ons gegee het, om die genade en vrede en liefde uit u hand te kon ontvang. En Here, vir elke geselskap, elke mens, elke vrou, elke man, elke kind wat hier is,
kom vir ons Here dat U seën op hulle sal wees. En dat hierdie gemeente sal opgebou raak om die koninkryk van U te kan uitbou. Dat die lig elke dag sal skyn. Soos wat hierdie kers die agter ons brand sal skyn, dat ons 'n lig sal wees in hierdie donker deur mekaar wêreld wat hier is. En wil U vanmôre ook vir hierdie kerkraad, ons leraar wat hier is, Here, wil U vir hulle sal seën. En alles wat hulle sal doen, laat hulle dit tot eer van U naam sal doen. En lei ons verder in hierdie dag, Here, en laat hierdie dag 'n geseënde dag sal wees, 'n dag om te kan weet dat U die prys aan die kruis vir ons betaal, sodat ons die ewige lewe kan hê. In Jesus naam. Amen.
Ons uitsending vanmôre is: deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek en sien tog my onrus raak. Ons gaan vanmôre die seën van die Here uitspreek en dan gaan ons sing gaan dan heen.
Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te tel en jou te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm in tye van storms. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees om oor te gaan tot dade. Die Here is vir jou, want Jesus spyt vir jou. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is met jou. Amen.